Kom ons bid saam. Here, wanneer ons vanoggend so saam stil word, dan kom gee ons aan U die ere, want U is ons God en Vader. U is die Here van ons lewens. U is die een wat ons lewens in U hande vashou. U is ons begin en ons einde. U is ook die een wat dit vanoggend so bestem het dat ons saam as medegelowiges in die huis mag wees. Here, maar ons dink so baie keer dat ons gaan kerk toe. Gee Here dat ons sal besef dat elkeen van ons 'n deel vorm van die kerk. Maar wanneer ons so saam is, Here, as geloofsgemeenskap, dan is ons saam vir onsself nie, maar om aan U die eer te gee. Here, en dan kom ons vanoggend, ons kom vra vir U om ons te kom aanraak deur die Gees, dat ons U woord sal hoor, dit sal koester, dit saam met ons sal neem, en dit ook 'n deel van ons lewe sal wees. Here, omdat U dit vir ons moontlik maak. Maar Here, wanneer ons na U toe kom en ons kom erken U vir wie U vir ons is, en ons kom vra vir U en ons behoeftes, Here, dan dink ons ook aan die uitdagings wat heers. Here, ons kom dink aan ons landbougemeenskap, wat op allerlei vlakke uitdagings het. Here, ons dink aan die back and closure. Dankie ook, Here, vir die inentings wat op pad is en toegedien word. Mag dit ook verligting bring, Here, en wil U dit bestuur. Here, maar ons dink ook aan die gewasse, Here. Dankie vir die reën wat geval het. Here, reën wat ons so broodnodig het die hand uit gehad het. Maar Here, ons bid ook vir dit wat nog mag voorlê, Here. Die bewerking, ja Here, die personeel op die plase, hulle veiligheid, ook later die oeste wat voorlê. Here, ons weet, U hou dit ook alles in die hand, en ons vra dat U by elke boer, sy werkers, boergesinne, Here, dat U by elkeen van ons sal wees. En ook by ons, Here, ons besef dit elke dag hoe afhanklik ons is van die landbougemeenskap nie. Mag Here dat ons ook aan hulle sal dink, hulle sal opdra aan U. En ook met dankbaarheid sal leef, dat hulle ook volhard in hulle beroep, sodat vir ons kan kos wees, Here. Here, maar dan kom ons ook vanoggend, ons kom dink aan die mense wat deur siekte geraak word. Ons weet van mense wat beterskap beleef, maar Here ook van hulle wat deur ernstige uitdagings gaan. En U ken selfs die detail daarvan beter as wat ons dalk dit mag weet. U weet wat elkeen nodig het, en ons vra dat U deur die ontferming, U barmhartigheid ook sal uitkoms gee. Here, hou ons oog op U gerig, dat ons by U ons krag sal soek. Here, maar dan weet ons ook dat dit wat in ons land en ons wêreld en die gebeur is, met leierskap, met regering, ook 'n invloed het op ons elke dag. En daarom kom bid ons, Here, ook vir ons land en vir die wêreld. Here, ons dink aan die onluste wat oor see besig is om plaas te vind. Here, en ons verstaan en begryp dalk nie presies waaroor dit gaan nie, maar ons wil vir U vra, Here, dat U ook weer 'n rustigheid sal bewerkstellig. Dat daar sal vrede kom. Want ons weet U is by magte om dit op bo-natuurlike manier te laat plaasvind. Maar ons vra, Here, dat mense wat in daardie areas is, ook deur U beskerming behoed en bewaar sal word. Here, en daarom kom ons in ons afhanklikheid en ons sê vir U, wees by ons, beskerm, bewaar ons. Soos ons in Onse Vader leer, Here, van versoeking, maar ook van die bose. Here, mag ons weet, ons het U nodig elke dag, en vanuit U gaan lewe, sodat U daardeur verheerlik mag word. In U naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons gaan vanoggend saam stil staan by Romeine 4. Ek vra om verskoning, die teks hier tema het uitgevang in afkondigings. Dit was 'n glips, maar dis Romeine 4 vers 1 tot 5 en 13 tot 25. Jy is welkom oop te maak of oorloop saam te volg.
Ek gaan sommer hier voor ons lees vanoggend sê, wat is ons tema ook? Ons tema vir vanoggend, 'n voorbeeld en gevolg van geloof. En Romeine 4 se opskrif begin om te sê, die voorbeeld van Abraham. En dan, as ons die tweede gedeelte lees, wat beloof is, word deur geloof verkry. Kom ons lees dit saam. Wat moet ons nou sê, was die geval van ons stamvader Abraham? As Abraham op grond van sy dade vrygespreek is, dan het hy 'n rede gehad om te roem, maar nie by God nie. Wat sê die skrif? Abraham het aan God geglo en God het hom vrygespreek. 'n Arbeider se loon word nie vir hom as 'n guns gegee nie, maar as iets wat hom toekom. Maar die mens wat nie op wetsonderhouding staat maak nie, dat ek die ding uit my sak uithaal, ek dink dis die probleem, staat maak nie, maar wat glo in hom, wat die goddeloses vryspreek, hy kry vryspraak deur sy geloof. En dan gaan ons na die tweede gedeelte toe. Dit is trouwens nie omdat Abraham die wet van Moses onderhou het, dat aan hom en sy nageslag die belofte gegee is, dat hy die wêreld as besitting sal ontvang nie. Maar omdat hy vrygespreek is, deurdat hy geglo het. As mense deur wetsonderhouding deelgenote van die belofte sou kon word, sou die geloof se betekenis verloor het en die belofte sy krag. Die wet bring juis die straf van God, want waar daar nie 'n wet is nie, is daar ook geen oortreding van die wet nie. Daarom het die belofte deur die geloof en dus uit genade tot Abraham gekom, sodat dit van krag sou bly vir sy hele nageslag. En sy nageslag is nie net die wat die wet ontvang het nie, maar ook die wat glo. Soos Abraham geglo het, hy is immers die vader van almal. Soos daar geskrywe staan, ek het jou die vader van baie nasies gemaak. Dit is hy in die oë van God in wie hy geglo het. God wat dooies lewend gemaak en dinge wat nie bestaan nie tot stand bring deur sy woord. Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo en so die vader van baie nasies geword volgens die belofte. So sal jou nageslag wees. Al was hy so wat 100 jaar en al het hy dus goed besef dat sy liggaam reeds gedaan was en dat Sara te oud was om kinders te hê, het sy geloof nie verswak nie. Hy het nie in ongeloof begin twyfel aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof versterk en het aan God die eer gegee. Hy was ook ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof het. Deurdat Abraham geglo het, het God hom dus vrygespreek. Dat hy vrygespreek is deurdat hy geglo het, is nie net ter wille van hom opgeteken nie, maar ook ter wille van ons wat vrygespreek sal word, ons wat in God glo, wat vir Jesus, ons Here uit die dood opgewek het. Hy is van wie ons oortredings oorgelewer en hy is opgewek, sodat ons vrygespreek kan word. Ons lees tot sover. Ons jongmaats, julle kan vorentoe kom. Die hoërskoolkinders, julle moet my volgende kwartaal onthou, daar lê 'n verrassing vir julle en wag elke Sondag. Maar as ek het vergeet, is dit julle skuld, want ek het nou gesê julle moet my herinner. Goed. So as julle my nie gaan herinner nie, gaan julle uitmis. Ek weet daarom as ek kategeet wat namens julle my ook sal herinner, so. Goed, is almal voor. Ek soek gou 'n vrywilliger hier voor by my. Wie is braaf? Kom Christen. Die wat nie braaf is, hy gaan uitmis. Dis al wat ek gaan sê. Ok, jy mag nie kroekie, nee. Is dit reg? Die hele kerk kyk vir jou, jy mag nie kroekie. Ok, maak toe jou oë, maar jy mag nie oopmaak nie. Is jou oë toe. Ok.
Goed. Jy mag jy oopmaak. Ek gaan vir jou 'n vraag vra en dan moet jy my nou antwoord. Is dit reg? Goed. Kan jy vir my sê wat is in my hemp se sak? Kan jy vir my sê? Nee. Jy seker kan jy vir my sê nie. Gaan jy graag wil weet? OK, so gaan kyk of jy gaan uitvind. As jy nie kan sien wat in my sak is en jy kan vir my sê nie, wat moet jy doen as ek vir jou sê daar's wel iets in my sak? Wat moet jy doen as ek vir jou sê daar is iets in my sak? Jy kan dit nie sien nie, jy kan nie vir my sê wat dit is nie. Wat moet jy doen as dit kom by my om te weet daar is iets in my sak? Jy moet my vertrou, nee. Okay, as jy my nie vertrou nie, dan gaan jy dink nee, hierdie deel is besig om my been te trek. Stem jy saam? Hè? Okay. Nou, voordat ek jou dingetjie vir jou gaan gee, jy gaan regtig iets kry, hoor. Het julle gehoor van wie ons gelees vanoggend? Wag, kom ek maak so. Die afwagting gaan te groot wees. Daar's regtig iets in my sak. Okay. Jy mag nou altyd ook nog sweeties kry, maar daai is spesiaal vir jou. Goed, van wie ons gelees vanoggend in Romeine? Help my gou-gou. Dan gaan ek kyk of julle geluister. Van wie ons gelees? Abraham. Goed. Waar lees ons die eerste keer van Abraham? Wie wil 'n raai skoot vat? Ek sal vir julle sê in die Ou Testament, maar gaan nie meer as dit vir julle sê nie. In Genesis, nee. Dis die eerste keer waarna hierdie belofte verwys word wat ons van gelees het vanoggend. Waar hy gesê word, jy gaan die vader van baie wees, van die nasies wees. Maar weet julle maats, soos wat Christian nie vanoggend vir my kon gesê het wat in my hemp se sak is nie, kon Abraham ook nie geweet het wat wag eintlik vir hom in die belofte wat die Here vir hom gegee het nie. Nee. Hy moes geluister het wat die Here vir hom gesê het. Hy moes daaraan vasgehou het aan hierdie belofte. OK. Nou ek het al vir Christus gesê, maar jy moet my vertrou, daar is regtig iets in my sak. Maar as hy nie vertroue gehad het nie, sou hy dit nie noodwendig gekry het nie. Nee. En ons hoor so 'n bietjie later in Romeine, Abraham het aan daai belofte vasgehou, al was hy oud, al was Sara ook oud, en hulle kon nie kinders gekry het meer nie, nee, het hulle vasgehou aan God se belofte. Hulle het vertrou dat dit wat die Here gesê het, waar sal word. Against all other things, nee. Die odds was nie in hulle guns nie, maar hulle het vasgehou aan die Here. OK. En dan, as ons nou 'n bietjie na ons eie lewe toe bring, wie van julle was al bang? Steek 'n bietjie hand op. Maak nie saak of jy so klein was of bietjie groter, was julle al bang, nee. Goed. Wie van julle weet wat lê môre vir julle voor? Wie kan vandag gaan sit en sê môreoggend 7:00 gaan dit gebeur? Môreoggend 8:00 gaan dit gebeur? Nie ons beplan, hè? MG, ons weet nie regtig nie, nee. Goed, môre is vir ons onduidelik. Ons is onseker oor môre. Ons weet daar kom 'n môre. Maar wat in môre gaan gebeur, weet ons nie. Nee. Wie wil baie graag iets gehad het? Steek gou hande op. Nou is hulle vreeslik kuiwerig. Goed. Ons wil baie keer iets hê, nee. Maar ons wil dan eintlik om sê, Here, ek vertrou U. Ek het dit aan U bekend gemaak. Ek is bang. Ek is onseker. Ek weet nie wat voor lê nie. Ek wil dit hê, maar ek weet nie wat ek gaan kry nie. Ek het vir die Here gaan gee. Maar dan vra die Here ook, vertrou my. As jy dit vir my gevra het, as jy deur jou verhouding met my lewe, vertrou my. Nee. En partykeer dan wil ons 'n bietjie vertroue verloor, dan moet ons vas aan die belofte om te sê, die Here hoor ons, die Here weet van ons. Tot in die fynste detail weet die Here van ons. OK, en partykeer moet ons bietjie langer wag. Ek het vir Christus vandag so lekker gegee, maar ek moes eintlik my hele gedeelte wat ek gepraat het, dit hier voorgehou het. Maar dan het hy niks geluister vandag nie. Goed. So vandag onthou ons kan nie altyd alles sien nie. Ons is nie altyd seker van alles nie. Maar ons kan die Here daarmee vertrou. OK, ons kan na 'n gebed na hom toe gaan. Ons kan vashou aan dit wat hy vir ons in die Bybel sê, wie hy is, wat hy vir ons doen, en hy gaan nie daarvan af weggaan nie. Gaan jy dit onthou? Goed, so ons sluit vandag so 'n bietjie by Abraham af. Ag aan, nie af nie. Ons sluit by Abraham aan.
Geloof is om God te vertrou, selfs wanneer ons nie kan sien nie. Kyk, gaan jy daai sneetjie onthou? Geloof is om op die Here te vertrou, al kan ons nie sien nie. Kyk, julle kan vir jou lekkertjie kom haal, dan kan julle maar 'n pad toe gaan. Tannie Annetjie het gevra, julle moet vir julle sy stukkie vat, en 'n marshmallow, want die marshmallows gaan oud word. Okay, so jy moet asseblief genoeg vat vandag. Annetjie, jou bak het 'n goeie duik weg, hoor. Jy gaan weer moet aanval vir volgende Sondag. Goed. Geliefdes, wanneer ons vanoggend nadink oor die gedeelte wat ons saam gelees het, dan wonder ek baie keer, wat is die voorbeelde in die lewe wat ek en jy na uitsien elke dag? Wie is dit waarna ons opkyk? Waarna toe ons verwys om te sê, so wil ek lewe? En dan, wanneer ons baie keer daai vraag vra, deesdae praat hulle van mentors, en gedink maar in ons dag en tyd, vroeër jare het hulle gepraat van wie is jou rolmodel. Ek wonder nogals deesdae, aan wie koppel ons daai term, jy is my mentor of my rolmodel. En dan die vraag daarmee saam, hoekom? Hoekom jy is daardie persoon? Want as ons nou mooi gaan kyk na Abraham, dan is Abraham eintlik vir ons 'n geestelike rolmodel. En al lees ons net van Abraham, kan ons selfs vandag sê, hy speel die rol van mentor. As ons vanoggend stil staan by 'n tema, 'n voorbeeld en gevolg van geloof, en ons vat die verhaal van Abraham, van Genesis reg deur, die pad wat hy na die Here gestap het, dan kan hy ons eintlik op ons geloofspad kom mentor, hoe om in God se teenwoordigheid te leef. En Abraham het ook maar uitdagings gehad. Wanneer ons kyk na ons wêreld en ons sê rolmodelle, mentors, dan leef ons baie in 'n wêreld wat baie aanspraak maak en uitsien na prestasie, meriete en bewyse. Nee, 'n sogenaamde CV. Ek dink nog as ons deesdae vir iemand wil vra wie is my rolmodel, dan gaan jy amper 'n CV voor en sê ja, maar hy het al dit bereik. Sy het al dit gedoen. Dis goed, dis sleg, dis foute. En dan kom voor dit half die kern van ons bestaan. Daai lysie wat jy al bereik het. En ons kom nie by die vraag uit waarby ons eintlik moet uitkom. Ons vra baie maklik die vraag, wat het ek gedoen om dit te verdien? Okay? Amper elke keer hierdie voorwaarde vraag, wat het ek gedoen om dit te verdien? Die evangelie kom vra 'n vraag teenoor dit. Wie vertrou jy? Wie stel ons in staat? Romeine 4 sien ons hoe dat Paulus ons terugvat na die verhaal, die lewe van Abraham. Die sogenaamde stamvader van die godsdiens, van ons geloof.
Maar dan doen Paulus dit op 'n baie besonderse manier. Hy doen dit nie as 'n geloofsheld wat alles reg gedoen het nie, maar as iemand wat in God geglo het. Hy skryf vanuit Abraham se geloof in die Here. Abraham kon word vir ons 'n voorbeeld van ware geloof. En dan kom Paulus en soos ons aangegaan het met wat ons gelees het, gaan hy ook en hy kom beskryf vir ons die gevolg. Dit wat uit daardie geloof van Abraham in die Here voortgevloei het. Wat het gebeur omdat hy geglo het? Kinders het gesê, Abraham het net 'n belofte gehad. Hy het nie bewyse gehad nie. Hy het nie 'n lys goed gehad om te sê, ja nee, maar die Here sal dit doen, want daar is so 10 goeders wat hy al gedoen het en nie. Hy het 'n belofte gehad wat die Here vir hom gemaak het. Om te sê, jy sal 'n vader van baie wees. En dan kon ons klomp verskonings vandag aanbied. Om te sê, hoekom dit nie so sou kon gewees het. En dit bring my by die eerste gedeelte waar we wil stil staan. Abraham, 'n voorbeeld van geloof. En ek het hierdie prentjie gekies as saam met die opskrif, want Abraham het saam met die Here beweeg. Hy en die Here het tyd saam spandeer in hulle verhouding. Paulus kom maak dit baie duidelik in die gedeelte wat ons gelees het, dat Abraham nie vrygespreek word op grond van sy werke, sy dade, dit wat hy gedoen het nie. As dit so was, dan sou hy iets gehad het om te roem. Hy sou kom rondgeloop het en gesê het, ek het 'n pluimpie, want ek was so goed, ek het myself vrygespreek. Maar dan, as ons kyk na om saam met God te beweeg, dan is daar nie plek vir selfroem nie. Om myself so 'n bietjie op 'n pedestal te sit en te sê, kyk hoe oulik is ek nie. Dit werk nie so as dit kom by God nie. Abraham het aan God geglo en God het hom vrygespreek. Geloof. Geliefdes en ouers vir mekaar sê, geloof is nie 'n prestasie nie. Geloof is nie iets wat ek in kompetisie is met iemand anders om te sê, ek het beter as jy presteer nie. Geloof is vertroue. Abraham het nie van die begin af alles verstaan nie. Alles het nie vir hom in die regte plekke geval en vir hom sin gemaak nie. Hy het nie van die begin af resultate gesien nie. Hy het eenvoudig vir God op sy woord geneem. Gevat wat die Here vir hom gesê het. So hoor die gedeelte ons aangelees het, as iemand werk, is hy 'n loon verskuldig. En dan maak hulle dieselfde konnektasie met die vryspraak. Ons kan nie iets doen om vrygespreek te word nie. Net die geloof stel ons vry. As iemand nie op sy eie prestasie steun nie, maar op God vertrou, word geloof as geregtigheid gereken. Dit wat jou toekom. Soos wat 'n persoon wat loon moet ontvang vir sy werk wat hy verrig het. So is geregtigheid, of is geloof, geregtigheid vir ons wat op die Here vertrou. Daarom kan ons vir mekaar sê, ware geloof hou nie op om te probeer verdien nie, maar begin eerder te vertrou. So dit gaan nie oor wat kry ek die hele tyd nie, om te sê, ek vertrou op die Here. Met my hele lewe, met alles. Ek hou vas aan sy woord, soos wat Abraham aan sy woord vasgehou het. Ons tweede punt, die belofte rus op geloof, nie op die wet nie. En daar sien julle die regshamertjie wat lê op die Bybel. Geloof rus nie op die wet nie. Of die belofte rus nie op geloof nie. Maar, of nie op die wet nie, op geloof. Nou maak myself nie mekaar volg. Die belofte wat God aan Abraham kom maak, is 'n belofte wat vandag nog vir my en vir jou ook waar is.
dat hy erfgenaam gaan wees van die wêreld. En dit het nie deur die wet gekom nie, dit het deur geloof gekom. Ons sou kon vra waarom? Omdat die wet altyd eis, terwyl die geloof aan die ander kant vir ons iets laat ontvang. Dit gee vir ons iets. As die belofte van gehoorsaam of prestasie afgehang het, sou nie een van ons staande gebly het nie. Want as ons kyk na sonde, dan is sonde maar eintlik ongehoorsaamheid. En prestasie gaan ons iewers tekort gekom het. Ons sou nie dit reg gekry het om daar volgens te leef nie. Sou ons al iewers agtergebly het. Maar God kom na Abraham toe en hy gee sy belofte op genade. Sodat vir almal seker kan wees. Dit vir almal 'n moontlikheid kan wees. Dit is nie buite iemand se bereik nie. En daarom moet ons twee dinge raak sien wat belangrik is. Die wet kom wys vir ons waar ons tekortskiet. Maar die tweede is geloof wys vir ons God se genade. So ek wil amper sê, die wet kom hou ons nederig, terwyl geloof vir ons sê, jy's nie alleen nie. Die Here is saam met jou. Hy stel jou in staat. Abraham se geloof was nie baseer op sigbare dinge nie, dit wat ek hom gesien het nie, bewyse nie. En ons wil baie keer ook 'n voorwaarde van ons geloof koppel aan, as ek ietsie sien, dan sal ek glo. Maar Abraham se geloof was eerder gerig op die karakter van God. Die God wat lewe gee waar daar dood is. Geliefdes, hou ek en jy nog vas aan God se karakter? Is ons geloof gebou op God se karakter? Of trap ek en jy nog in die slaggat om te sê, as ek sien, sal ek glo? Soek ek en jy nog elke dag bewyse? Die derde punt, geloof hou vas teen alle hoop in. Geloof hou vas. Ons het gehoor in die gedeelte wat ons aangelees het, daar word verwys na Abraham as hy was al baie oud gewees. Daar word na Sara verwys as onvrugbaar. Alles het teen die belofte getuig wat die God van Abraham aan hom kom bekend maak het. Ons het vir mekaar al gesê, dit is onmoontlik dat hierdie belofte tot uitvoering sal kom. Teen alle moontlikheid in. Maar dan lees ons, toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo. Hy het vasgehou met die geloof in alle hoop wat daar is. Dit moet ons vir mekaar ook volgens sê, ek dink Abraham het nie nooit getwyfel nie. Ek dink hy het tog 'n innerlike worsteling met hom gehad om te sê, wanneer gaan die belofte waar word? Ek dink daar was oomblikke van twyfel. Maar hy het nooit God se belofte laat gaan nie. Hy het dit opgeroep wanneer hy gewonder het. En dan nie omdat die omstandighede verander het nie, maar omdat hy geweet het God is betroubaar. As God gesê het dit is wat gaan gebeur, sal dit gebeur. Hy het daaraan vasgehou. Daarom kan ons mekaar sê, geloof is nie die afwesigheid van 'n klompie vrae nie. Wanneer ek en jy geloof het, kan ons nog steeds vra. Ons kan nog steeds worstel. Ons kan nog steeds twyfel. Dis deel van die geloof wat ons in die Here het. Maar geloof is ook om vas te gryp aan God te midde van al die vrae. Om te sê, dit bly 'n konstante vir my. Ek hou vas aan die geloof wat ek in God het.
Geliefdes, en dit loop uit op die gevolg van geloof. En hierdie gevolg was nie net waar vir Abraham gewees nie. Dit is ook waar vir elkeen van ons vanoggend. Daarom hierdie woorde wat ons vanoggend saam gelees het, is nie maar net 'n terugwys na 'n stamvader Abraham nie. Hierdie woorde wat ons vanoggend saam gelees het, is net so waar vir elkeen van ons. Ons wat glo in God, wat Jesus uit die dood opgewek het. Jesus wat vir ons oorgegee is vir ons oortredings, sodat ons van sonde bevry kan word. Die dood wat hom nie vasgehou het nie, maar wat hy opgewek is uit die dood. En vir my en vir jou, deur sy genade, kom verlossing aanbied. Dit is die hart van ons geloof. In hierdie lydingstyd kom hou ons vas aan God se belofte. Om te sê, ek sal my woord gestaan doen. Ek sal nie wegbeweeg van my woord af nie. Ons hou ook vas aan hierdie evangelie boodskap om te sê, Jesus is vir my en vir jou gegee, tot verlossing van ons sonde. Hy het die dood oorwin, en ons lewe elke dag uit hom. As ons dit kortweg kan opsom, die gevolg van geloof is, ons word vrygespreek voor God. Ons lewe rus nie meer op dit wat ons doen nie, maar eerder dit wat Christus kom doen het. En 'n derde, ons ontvang 'n nuwe lewe, wat uit dankbaarheid en vertroue vloei. Geliefdes, my en jou geloofslewe moet 'n lewe wees van vertroue in God. Soos wat Abraham in God vertrou het. Abraham kom staan voor ons as 'n voorbeeld, 'n rolmodel, 'n mentor. Ons kan vanoggend 'n klomp woorde aan koppel. Maar wanneer hy dit doen, kom staan nie as 'n volmaakte mens nie. Hy kom staan as 'n gelowige mens. En die gevolg van daardie geloof was 'n lewe wat deur God se belofte gedra was. 'n belofte wat vanoggend sê, ek en jy is erfgenaam in die Here. Ons word opgeneem in die geloof, om te sê, ons word deel van die volk van God. Ons is sy kinders, en hy is ons God. Geliefdes, maar dieselfde geld ook vandag vir ons. Ons word nie gered deur goeie werke wat ons doen nie. Ons word gered deur die geloof wat ons in Christus aan God verbind. Daarom my gebed vanoggend vir elkeen van ons as gelowige. Mag ons soos Abraham leer om God te vertrou. Selfs al vra ons klomp vrae, dat ons sal steeds volhard in ons vertroue. En wanneer ons vertrou nie op grond van dit wat ons sien nie, bewyse nie, maar op grond van wie hy is, die karakter van God. God se karakter wat ons elke dag nuut omsluit, besef en ontdek in sy woord. Mag dit vir ons waar wees, dat ons 'n lewe van voorbeeld aan Abraham besef, maar ook die gevolg van geloof besef en daarna uitsien elke dag. Amen. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons vanoggend hierdie woorde van Romeine 4 in gedagte hou, dan is ons baie keer in die lewe besig om vir ons rolmodelle en mentors toe te eien. En ons verloor U heeltemal uit die oog. Here, ons kan vanoggend ook aan daai slag getrap as dit kom by Abraham. Alhoewel Abraham vir ons 'n geloofsvoorbeeld is, Here, moet ons nie by Abraham stop nie, maar ons moet verder gaan. En ons vra, Here, dat U dit vir ons sal waarmaak, dat ons sal vashou aan U. Dat ons sal leer uit 'n lewe van Abraham as 'n voorbeeld, maar dat ons sal beweeg na U toe met ons vertroue en ons geloof wat ons in U het.
Dat ons nie alles sal bevraagteken nie, Here, dat ons nie net sal uitsien na 'n klomp bewyse nie. Maar dat ons sal sê, God se karakter is dit wat my oortuig. Om my vertroue en my geloof in hom te stel. Here, help ons daarmee. Die lewe is moeilik. Dit wat in die lewe afspeel elke dag, laat by ons 'n klomp vra, want ons verstaan nie alles nie. Maar mag ons vashou aan die belofte, aan die getrouheid, en weet, Here, ons lewe is in U hande. Mag ons U volkome daarmee vertrou, en ook uitsien met verwagting, dat U ook vir ons sal gee, dit wat U vir ons beloof het. Dankie, Here, vir U liefde en U genade. Dankie vir U karakter, wat ons elke dag nuut kan ontdek, daarin kan vreugde vind en kan weet, dit is wie U is. Ons hoef nie daarin te twyfel nie. Gaan met ons vandag, Here, gaan met ons in die week wat voorlê, behoed, beskerm en bewaar ons, Here, dat ons sal weet, U is saam met ons elke dag. Amen.